Vader, wie kan lief hê soos U? Niemand kan doen wat U doen nie vanmôre. U doen alles. U is hoog en verhewe. U is Vader, U is wonderbaar. U is raadsman, U is sterke God. U is oorvloed in ons, Here, die bron van lewende water. As daar iemand is wat hier so is vanmôre, jy het gebed nodig, jy het siekte in jou liggaam, jy is voor 'n struikelblok van 'n krisis. Ag, wil jy nie gou vorentoe kom nie, ek wil vir jou bid. Ek glo die Here gaan vanmôre vir jou groot deurbraak bring. Halleluja. Is daar nog iemand wat wil uitkom en sê, Here, daar is siekte in my liggaam en dit moet stop in die naam van die Here? Is daar nog iemand wat wil uitkom en sê, daar is 'n krisis en ek weet, die Here gaan dit aanspreek. Halleluja. Die Here doen wonderwerke. Glo julle dit? Glo julle dat aan sy liefde is daar geen einde nie? Prys die Here. Prys die Here. Vader, raak hierdie liggaam vanmôre aan in die naam van die Here. Ek bid vrees in die naam van die Here, vrees vir siekte, ek bid dit in die naam van die Here, en ek spreek genesing oor hierdie liggaam uit. Ek spreek dit uit vanmôre in die naam van die Here. Raak hierdie liggaam aan, raak hierdie ingewande aan, raak dit aan vanmôre. Daar is krag in die naam van Jesus en ek verklaar genesing oor hierdie liggaam, oor hierdie liggaam, oor hierdie liggaam, in Jesus naam, in Jesus naam, in Jesus naam. Vader, dankie dat U seëninge nou deur hierdie liggaam vloei, in die naam van Jesus. Genesing, genesing. Want nie net genesing, die groot voorsiening, in die naam van die Here, in die naam van die Here. Breek hierdie muur wat opgebou is, Here, breek dit, sodat sy kan staan en weet dat U doen wonderwerke. Raak die liggaam aan, versterk die liggaam nou, in Jesus naam, in Jesus naam. Gaan vertel vir jou broer en sê vir jou broer, dat ek is die groot voorsiener. Ek is die antwoorder van gebed. Ek is die een wat na hom luister en hoor. Ek is die een wat hom aanraak. Ek is die een wat vir hom meer gaan teruggee as wat hy verloor het die laaste 7 jaar. Want 7 is perfek. Ek is die een. Ek het sy hart gesien. Ek het sy trane gesien. En sê vir hom, hy moenie meer vra wat het ek gedoen om dit te verdien nie. Sê eerder, Here, dankie dat ek in guns gebring is vandag. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Ken my in al my weë en ek sal die pad vir jou gelyk maak, sê die Here. Ek sal dit vir jou gelyk maak. Dit is my krag, dit is my oorvloed, dit is my oorwinning wat in jou beweeg. Die Here nooi jou om te kom drink van die lewende water. Lewende water van oorvloed. Lewende water. Gee jouself vol van my oor, sê die Here. Daar is 'n salwing en seën oor jou. Daar is 'n salwing en seën oor jou. In die naam van Jesus. Krag van die Gees. Krag van die Gees. Krag van die Gees vloei oor jou. Yesterday is gone, says the Lord. Today is what matters. Dis wat ek vir jou gee, sê die Here. En nou sê hy, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. En die Here sê dat nader aan die Vader se hart is nader in die oorwinning. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie Here vir die goue kleed wat U aantrek vanmôre oor haar. Die
heerskappy kleed, die koninklike kleed, die kleed van voorspoed en voorsiening, die kleed van heiligmaking. Dankie Here dat sy U sien vanmôre. Die goue kleed van heerskappy, die goue kleed van oorwinning, die goue kleed van voorsiening, die goue kleed van die krag. Dankie Jesus. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou antwoord, sê die Here. Ek sal. Maar wat ek vir jou doen is groot, sê die Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus, U goue kleed. Raak hierdie liggaam aan. Raak dit aan. Raak dit aan. Raak dit aan. Raak dit aan. Versterk hierdie liggaam. Wat jy nou voel, sê die Here, is nie by jouself wat jy dit dink nie, dis ek. Dis ek, sê die Here. Dis ek wat in en deur jou nou beweeg. Die soete reuk wat jy ruik, dis ek, sê die Here. Dis ek. Dis nie die persoon langs jou se parfum nie. Dis hy. Om net vir jou te sê, jy is kosbaar. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Raak hierdie bors, hierdie longe aan. Raak hierdie gedagtes aan, hierdie suurstofkanaal, die lug weg, laat dit aan. Daar is oorwinning. Daar is vreugde. Daar is blydskap. Daar is 'n soete naam. Dis hy. Die Here sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Ek is met jou. En jou gebede wat jy bid, gaan nie verby my nie, sê die Here. Hou aan bid, sê die Here. Hou aan bid. Want ek bid. Jou gebede word opgeneem, sê die Here, en ek geniet dit. Nie een oomblik dink ek hoor dit nie, ek hoor dit. In die stille hart hoor ek dit. Staan op die woord, want ek is daar. Ek gee vir jou krag, ek gee vir jou 'n uitkoms, sê die Here, waardigheid en vreugde. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Strome van lewende water in jou binneste. In Jesus naam. As jy ooit gewonder het, wat maak jy hier in Pretoria, sê die Here, want ek is besig om 'n lighuis in jou te bring. Never doubt nie, says the Lord. Never doubt nie. Believe me. My plans is perfect. My plans for you is perfect. Ek sien hoe speel 'n klein kind om jou. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Jy glo die Here. Jy vertrou die Here. Jy weet die Here breek elke punt en maag en gedagtes. Here spreek die positiwiteit van homself nou in. The light shine again. The light shine. Die lig skyn. Gee daai psalm hart. Here, dat hy sy psalmlied en lofprysende sal betuig en praat tot die dag wat U hom gaan kom haal. Dat hy sal uitroep, die Here is my krag en my psalm. Dat hy sal uitroep, as God vir my is, wie sal teen my wees? Dat hy sal uitroep, Abba Vader, wie kan lief hê soos U?
dat hy 'n psalmlied dag en nag in sy hart sal hê. 2 uur die oggend, 3 uur die oggend, 3 uur die middag, 1 uur, 10 uur die oggend, dat hy 'n psalmlied sal hê. Dit wat opgeteken is, selfs dit wat nie opgeteken is, dat hy daai psalmlied sal uitroep en sing tot die dag wat hy hom gaan kom haal. Kassa baba sutu baba setere bene. Doen dit, Here, doen dit. Versterk sy hart. Versterk sy hart. Here, dat hy rustig in homself sal wees. Rustig in homself sal wees. U doen wonderwerke. U is goed. U is Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Wil julle saam bedien? Here, ons glo. Maar as die deurbrake nie. Here, ons vertrou. Maar elke tree is maar net die volgende tree. Maar as een ding, Here, u liefde verlaat hulle nooit. U liefde skryf hulle nooit af nie. En Here, vanmôre wil ek saam met hulle stem in die naam van die Here, want u woord sê, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Ek stem saam met hulle, dat u 'n kosbare weg vir hulle gaan maak. Ek stem saam vanmôre, Here, dat u in al hulle behoeftes sal voorsien. Ek stem saam met hulle vanmôre, Here, dat hulle die antwoord sal kry van voorsiening, die Jehova Jireh wat sê, ek is die voorsiener. Ek kan alles doen. Doen dit vanmôre, Here. Dankie, Here, dat hierdie besigheid bo-natuurlik gaan seën. Dankie, Here, dat wanneer swembaddens in stand gehou gaan word en moet word, dat hulle gekontak sal word. Dankie, Here, dat daar sommer net werk vir hulle sal inkom, en oorde uit wat hulle dit die minste verwag het. Dankie ook, Here, dat die genesing oor hierdie liggaam bring. Dat U dit bring. Dat U dit bring. Dat U dit bring. Daar is oorwinning in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Halleluja. Prys die Here. Is lekker as die Here so werk. Amen. Jy sien, ons moet nooit kan voorspel, of ons moet nooit dink dit is wat volgende in 'n diens gaan gebeur nie. Wanneer die Heilige Gees wil werk, dan wil hy werk, dan wie is ek en wie is jy dan? Amen. Prys die Here. Matteus 18 vers 18 en 20. Matteus 18 vers 18 en 20. Ek gaan nie lank wees vanmôre nie. Eintlik gaan ek 'n inleiding gee van die reeks prediking wat ek gaan ingaan. Matteus 18 vers 18 tot 20 en ek saam met u lees. Baie welkom ons besoeker vanmôre. Mag die Here jou ryklik seën en mag goedheid en guns ook saam met jou wees vanmôre. Matteus 18 vers 18 tot 20 sê: Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak, sê saam met my enige saak. So nie spesifieke sake nie, enige saak. Okay? Hulle mag vra, dit sal hulle dan
kom ons lees hom net gou weer, ek maak my nou self te mekaar. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Vir die volgende 4 Sondag gaan ek oor hierdie 3 verse bedien. En die Here gaan met ons praat uit hierdie 3 verse uit. En ek wil met jou praat oor die volgende: ons bid en die hemel beweeg. Ek gaan dit weer sê, ons bid en die hemel beweeg. Ek wil vir jou sê, as jy nie glo in gebed nie, gaan ek jou kry om te glo in gebed. Gebed werk nog steeds. Gebed doen nog steeds iets. Amen. Gebed verander denke. Wanneer ons bid, begin die hemel beweeg. Gebed is nie 'n godsdienstige ritueel nie. Dit is nie 'n manier waarop die koninkryk, of dit is nie 'n manier waarop ons kan dink, ons gaan God maar net probeer intimideer of manipuleer nie. Gebed is wanneer ek en jy in die koninkryk van die Here inbeweeg en die hemel in aksie begin kry. Kan ek 'n amen kry? Dit is wat gebed is. Gebed is nie 1 uur, 2 ure se gebed nie. Gebed is 5 minute se gebed nie. Gebed is wanneer ek en jy die koninkryk van God in aksie kan kry, om te kan beweeg, die hemel deur ons kan beweeg. En weer eens in die Onse Vader gebed het hy gesê, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. So wanneer ons bid, moet dit wees om die hemel in beweging te kry, want God het 'n doel, 'n plan, 'n visie uit die hemel vir die aarde. Gebed is nie noodwendig 'n lys van versoeke nie. Gebed is nie noodwendig om enigiets anders te doen nie, maar om jouself met die hemel te verbind, waar die Here sê, ek nooi jou om saam met my in hemelse plekke te kom sit, soos Efesiërs 2 vers 6 sê. Nou ons gaan nog baie daaroor praat, en hier is net inleiding rakende die gebedreeks om die hemel te laat beweeg. Die doel van gebed is om die plan van die hemel vir die aarde vir my en jou te laat manifesteer. So as jy nie bid nie, kan die hemel nie begin manifesteer in jou lewe en in jou kerk, in jou werk, in jou besigheid, in jou gesondheid. As jy nie bid nie, kan die hemel nie begin manifesteer in jou lewe nie. Wie wil hê dit wat in die hemel is, moet deur jou manifesteer op aarde? Ek wil dit sien, ek wil dit hê. Baie kere kom die vraag, hoekom word my gebede nie beantwoord nie? Of ek beleef sommige krisisse en as ek bid, voel dit of daar nie gebeur nie. En in hierdie 3 verse wat ek vanmôre gelees het, is daar 3 dinge wat hier gebeur. Alles wat jy op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Dit is koninkryksgesag. Ek en jy moet leer om met koninkryksgesag te begin bid. En koninkryksgesag is nie skree nie. Koninkryksgesag is nie noodwendig stil nie. Koninkryksgesag is hoe ek nader tot die troon om te begin bid. Dis koninkryksgesag. En nou sê hy, dit wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En dit wat jy in die hemel ontsluit, sal op die aarde ontsluit wees. So, ons gaan daaroor gesels in die volgende paar Sondae. En dan, dis koninkryksgesag. As 2 van julle saamstem oor enige saak, daar sal dit so wees. Nou, as ons saamstem, dit is koninkrykseenheid. Ons moet 'n bietjie saam partykeer bid. Ons moet sê, hey, kom ons kom 'n bietjie by mekaar. Ons gaan bid, of kry 'n vriend en sê, ek vertrou die Here vir hierdie saak. En laat ons saam bid, want waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Die Here sê ons moet saamstem oor 'n saak.
So baie kere, as jy kyk oor wat Jesus gedoen het, daar by die persoon, die jongman wat dood is, of toe hy in die kamer instap, toe jaag hy almal uit. Hy sê, loop, hy het soms van sy disippels ook weggejaag, want hy het gesê, dit kom daarop neer, hulle het nie noodwendig saamgestem wat hy nou gaan doen nie. Dus hy loop almal van julle uit, net julle wat saamstem kan bly. Hy sê so, kry vir jou iemand by mekaar en sê, ek vertrou die Here vir die volgende, dat ons kan saamstem oor 'n saak. Stem jy saam vir my genesing? Stem ek saam met jou vir 'n deurbraak? Yes! Maar ek gaan nie weet as jy nie vir my sê, Here, ekskuus, as jy pastoor, wil jy saam met my kom en ek wil net die Here vertrou vir die volgende nie. Jy weet, kom ons stem saam, kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here saam. Alright, waar 2 of 3, die derde gedeelte, waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in hulle midde. Koninkryksteenwoordigheid. Wat is hier vanmôre? Koninkryksteenwoordigheid, want ek en jy vergader in die naam van die Here. En wanneer die laaste persoon hier kerk sluit en uitgaan vandag, dan bly die Here nie agter nie, hier is 'n leë gebou wat hier so staan. Maar daar waar jy en jou lewensmaat, jy en jou gesin by mekaar kom en julle begin oor die Here praat, onmiddellik is hy teenwoordig, want julle praat dinge wat hom aangaan. Amen. So is jou gesprek gevorm wat die koninkryksteenwoordigheid verteenwoordig. Of is jou gesprek gevorm om af te breek? Gebed begin nie met aardse visie nie, maar met 'n koninkryksvisie. Met ander woorde, 3 kere kom dit voor dat die Here sê, in die volgende vers sê hy, ek is daar, so sal dit wees. In die volgende vers beklemtoon hy dit, ek sal in hulle midde wees. So met ander woorde, gebed as inleiding, wil ek vir jou sê, as dit gaan oor die koninkryk, dan is al 3 verse teenwoordig om te sê, daar is koninkryksgesag, daar is koninkrykseenheid, en daar is koninkryksteenwoordigheid, wanneer ek en jy begin bid. Alright, kyk mooi na hierdie verse. Koninkryksgesag, die Here sê, deur my sal julle dit kan doen. Dan praat hy van die koninkrykseenheid, daar waar julle saamstem, ek is daar. En dan die koninkryksteenwoordigheid wat sê, hulle wat in my naam vergader, ek is ook daar. So kan jy sien dat by geleenthede gaan dit oor gebed. Gebed is koninkryk samewerking. Ons moet verstaan dat God alles kan doen. Nog voordat ons gevra het, kan hy dit doen, maar hy wil hê ek en jy moet ook in daardie gebed inbeweeg om die hemel te beweeg, om vir jou in te tree. Want hy sê, wat julle bind sal in die hemel gebind wees, en wat julle in die hemel, en ons gaan dit nou in die preek volgende Sondag, wat julle in die hemel oopmaak, jou seëninge sal oor jou uitreën. So baie kere bid ons nie noodwendig die hemelse seëninge oor ons uit nie. En ons bind ook nie die aanslag van die vyand hier op aarde, sodat dit daar gebind kan wees nie. En Jesus het in die Onse Vader gebed gesê, wat julle, net soos op die aarde, so ook in die hemel, so in die hemel, so ook op die aarde. So met ander woorde, wat ek op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat ek ontsluit in die hemel, moet oopkom. Ek wil die hemel oop bid vir my. Ek wil die hemel oop bid vir hierdie gemeente. Ek wil die hemel oop bid vir jou. Ek wil die hemel oop bid vir jou gesondheid. Ek wil die hemel oop bid vir jou seëninge, sodat dit kan inkom. Jy sien, Moses was 'n praktiese voorbeeld daarvan, van intersessie. Ons lees dit, sommer net, jy kan dit by die huis, Eksodus 7 vers 8 tot 13, ek sal my hele preek uitleg vir julle na die diens op die WhatsApp groep. Moses bid, op 'n ander manier as wat ek en jy vandag bid. Israel veg teen Amalek. Moses staan op die berg met die staf van God.
En solank Moses daar staan en hy hou sy hande in die lug, wen Israel. En die oomblik toe hy sy hande begin moeg raak, toe begin Amalek wen. En toe begin twee vriende van hom sien wat is besig om te gebeur. Hulle Aaron en hulle begin sien wat is besig om te gebeur. Ek soek iemand, twee persone, ek soek 'n Aaron en 'n om hier voor by my te kom staan. Julle is welkom, ek gaan niemand hier uitroep nie, jy kan gou kom. Daar sy, kom staan hier voor by my. Alright. So hulle is besig om te beklei, en solank hy sy hande in die lug hou my hande nou in die lug. Ek raak moeg. Kan jy sien wat gebeur? Twee vriende hou sy hande in die lug. Waar is die hande? Loof die Here o my siel. Loof die Here, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Prys die Here o my siel, want hy is goed. Hy is hoog en verhewe. Daar is niemand soos hy nie. Maar die oomblik toe hy hande sak, begin hy sak. Nee, maar daar's twee vriende wat sy hande omhoog hou, wat sê, ons gaan hierdie stryd klaarmaak. Amen. Dankie Aaron en En so het hulle aanhou veg. Moses het sy hande in die lug gehad met intersessie tot die son opgekom het. Dit wil vir my sê, hou jou hande omhoog, kry vir jou intersessie vriende, maar hou jou hande omhoog tot die son vir jou gaan opkom. Amen. Jy sien, dit is koninkryks eenheid. Moses het in 'n koninkryks eenheid daar geïnterses. God kon Amalek onmiddellik vernietig, hy kon. Hy was in staat. Hy het nie Israel nodig gehad om Amalek te vernietig nie, hy kon. Maar hy kies om sy oorwinning deur Moses se voorbidding te laat kom, om vir my en jou te wys, met hande omhoog sal ons dit kan doen. Amen. Jy sien, wanneer en toe Moses gebid het die hemel beweeg. Die hemel het iets gedoen. Die oorlog is op die slagveld gewen, omdat dit eers op die berg in gebed gewen is. Ons as 'n koninkryks eenheid moet daar wees om die hande omhoog te hou van hulle wat sê, my arms raak in hierdie storm moeg, my arms raak in hierdie storm lang. Die koninkryks eenheid moet daar wees. Elia bid vir reën. Jy sal dit in 1 Konings 17, hoofstuk 17 en hoofstuk 18 lees. Vir 3 jaar het dit nie gereën nie. God kon op sy eie die reën gestuur het. Hy het niemand nodig gehad nie, as hy wil reën stuur, stuur hy dit. Hy kon dit op sy eie gestuur het. Maar toe Elia gaan bid, toe kom die hemel in beweging en sê, laat dit reën, want Elia bid daarvoor. Kom ons kyk wat sê Jakobus 5 vers 17 en 18. Elia was 'n mens net soos ons. Hy sê hy was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid. Sien jy, ernstig gebid. En dit nie moes reën nie, en dit het op daardie aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En Jakobus 5 vers 18 sê, en hy het weer gebid. En die hemel het reën gegee. Wat het reën gegee? Die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat opstaan. Nou vers 17 is 'n tipiese wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Hy het gebid dat dit nie gaan reën nie. God kon in hy 3 jaar besluit het, ek gaan die reën stuur. Onthou, hy was nou 'n profeet. So hy het gesê, moenie nie laat dit reën nie. God het die gebed gehoor, hy het dit op die aarde gebind. En toe die hemel die reën terughou. En toe gaan Elia, vers 18, en van Jakobus sê, en hy het weer gebid.
Dit mag nou maar reën, sê God. Julle het gesê dit mag nou maar weer reën. Kan jy sien daai verhouding? Die profeet sê, wow, dit mag nie reën. Stop, hierdie mense moet nou 'n bietjie begin hoor. So hy het dit gebind op die aarde, sodat in die hemel gebind kan wees. En die volgende oomblik, toe kom hy en hy sê, laat dit nou weer reën. Toe sluit hy dit in die hemel oop, laat dit reën. Baie kere bind ons eie seëning hier op die aarde. Baie kere is ons die oorsaak vir ons eie droogheid hier op die aarde. Want ons het dit hier gebind. Plaas ons dit wat ons moet bind, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose gees in die lig. Plaas ons die bose magte bind en plaas ons in die gees beweeg en die dinge van onregverdigheid bind, maar die seëninge oor ons neerbid en sê, Here, ek verklaar in die woord, sodat dit op my sal reën. Amen. Nehemia, voordat Nehemia die stukkende mure van Jerusalem begin bou het hy eers maande lank gaan bid, sê die Bybel. Hy het gaan bid. En toe hy opdrag van die Here kry, toe gaan bou hy die mure. Here kon enigiemand gebruik het, maar Nehemia het eers gaan bid. Kan jy sien, wanneer gebid word, kan die Here stukkende mure herstel. Wanneer daar gebid word, kan daar gebreekte mure weer opgerig word. Niks is verlore nie. Hoor julle wat ek sê? Maak nie saak wat het in jou lewe plaasgevind, waar 'n muur gebreek is en afgebreek is nie. Dit is nie verlore sake nie. Begin bid, daai mure kan weer opgebou word. En ons sien dat Nehemia dit kon klaarmaak. Jy sien, koninkryk samewerking gaan gebed in aksie voort. Koninkryk samewerking. Esther, Haman het nie haar man nie, Haman. Die persoon se naam was Haman, nie Esther se man nie, Haman. Het 'n plan gehad om die Jode in die Persiese ryk uit te wis. En hoor mooi wat sê Esther, 'n vrou. Hoor wat sê Esther 4 vers 16. Hy sê, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is hier in Susan vanmôre, en vas julle om my ontwil. En julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. Jy sien wat die gebeur is, koninkryk samewerking vir 3 dinge. Esther het gesê, ek gaan nie die guns van enigiemand soek nie, ek soek God se guns oor hierdie Jode. Ek soek God se guns oor jou. Ek soek God se guns oor my. Haman word ontmasker dat hy baie leuns vertel het. Net deur 'n vrou wat begin bid het. Net deur 'n vrou wat gesê het, kom ons roep 'n vas en gebed dag uit vir 3 dae lank. 3 dae! En die Here red die hele volk. 3 dae! En die Here red die hele Israel. En Haman word ontmasker, die vrot appel word ontmasker wat die hele Jode bedrieg. En Esther vind guns by die koning en die Jode se lewe word gespaar en die Jode se toekoms word gespaar as gevolg van 'n dame met die naam Esther wat gesê het, ek gaan vas en bid 3 dae lank sodat die hemel in beweging oor hierdie volk kan kom. Wil jy nie ook net 'n bietjie begin met gebed en vas en bid en sê dat ek sal bid dat die hemel in beweging oor my kom nie? Gesê hierdie is net 'n inleiding vir hierdie 3 verse. Joshua in Rigters, die mure van Jerigo.
God kan die mure op sy eie laat val. Hy het nie die volk nodig gehad om die mure te loop nie. Hy kon net 'n woord gespreek het en die mure het geval. Maar die Here soek soms mense wat ook sal bid vir hulle eie oorwinning. Hy soek ook mense wat sal bid vir hulle eie deurbrake. Hy soek ook mense wat sal begin bid vir hulle eie genesing. Twee dinge kan ek nou skielik onthou. So klompie jare terug, een was daar 'n vrou in my gemeente gewees. Ek hoop nie sy luister nie, ek noem haar ten minste nie haar naam nie. Maar sy het my een keer 'n week gebel en elke week wou sy selfmoord pleeg. En dan het ek haar gesit met haar, ek en my vrou, en ons het haar bedien en vir haar gebid, dan voel sy geweet lekker en sy's alright. En die volgende week, dan bel sy weer sulke tyd, ek wil selfmoord pleeg. En so het vir maande aangegaan, een keer 'n week het ek 'n dokterspasiënt gehad, jy weet. En my vrou, sy's weer op die woon. En hier kom sy aan, en ek vat 'n eksamenblok. Jy moet sien, daai vrou van my, hoe groot het haar oë gerek. Ek vat die eksamenblok, en ek sê, ek hoor jy wil weer 'n keer vandag selfmoord te pleeg. Sy sê, ja pastoor. Ek sê, jy's in 'n bevoorregte posisie om jou begrafnis te beplan. Jy weet, wat wil jy moet ek preek vir jou? Wat kan ek vir daai twee pragtige kindertjies sê, wat het mamma vir hulle laaste woorde? Sy sê, ekskuus pastoor, ek sê nie, help jy gou jou begrafnis beplan. Sy lewe nog steeds. En was die laaste keer wat sy selfmoord wou plan, toe ek haar wou help om haar eie begrafnis te beplan. Toe sê ek vir haar, ek wil jou help om eerder dit om te draai. Ek wil selfmoord pleeg. Ek wil wen. Ek wil oorwin. Ek wil. En een van ons langste getroue mense in ons kerk gewees toe daarna. Maar dit was ook die laaste toe ek sê, kom ons draai daai gedagte van ek wil die Here dien. Ek wil die Here lief hê. Die Here is lief vir my. Die Here wil my deurdra. Amen. So met ander woorde, die ander keer was dit 'n persoon, man, as hy ketel self alleen aangeskakel het by die huis, pastoor, die ketel het self begin werk, en ek kyk nog TV, en toe begin die TV afgaan, en hier is iets, en dan kort moet ek bid, en toe die persoon my wees, die pastoor, jy moet kom, die duiwel is weer los. Ek sê, nee, wag, ek wil hê, jy moet 'n bietjie bid. Ek wil hê, jy moet 'n bietjie daai salfolie vat en deur jou huis stap. Want dis jou plek waar jy bly. En terwyl daai persoon dit gaan doen het, later sê die persoon van my, die ketel sit nie meer self aan nie, die TV skakel nie meer self af nie. En ek sê, wel, dalk het dit iets met die elektroniese stelsel te doen gehad, het nooit met die duiwel nie, jy weet. Jy verstaan. Maar gebed. Die volk werk saam, waar daar koninkrykseenheid is. Dis waaroor hierdie 3 verse gaan, en ek wil hê julle moet dit in die volgende paar Sondae onthou. Paulus, die gemeente hou aan vir hom bid, terwyl hy in die gevangenis sit, en God stuur 'n engel, terwyl die gemeente vir hom daar in die onderdorp vir hom bid, sit hy hierdie kant in die tronk, vervolg weens sy geloof. Hy sit in kettings, en die gemeente het vir Paulus gebid. En terwyl hulle nog besig was om te bid, sê die Bybel, hier aan Paulus by die huis, nou ek sien, tok. Die kind, sy weet, hulle bid nou daar in die sitkamer vir oom Paulus, en hier maak die kind oop, en hier staan oom Paulus. Julle moet kom kyk, oom Paulus, hier staan hy. Gebed. Bring hom reguit uit die tronk uit na sy huis toe, waar die gemeente vir hom bid. Jy sien, gebed het die hemel in beweging gebring, dat selfs die boeie en die kettings van hom afgeval het. Weer 'n keer Paulus en Silas. Paulus sit in die gevangenis, vervolg saam met Silas, vervolg vir hulle geloof. En middernag, terwyl hulle begin sing en lofliedere sing en bid, het die aarde beweeg.
Die deure het oopgegaan. Die kettinge het afgeval. Die tronkbewaarder het groot geskrik, want die volgende oomblik het hy met 'n bonatuurlike Vader te doen. Dis wat gebed kan doen, die hemel kom in beweging. En volgende week, wanneer ons hieroor gaan gesels, wil ek hê julle moet weet, hierdie gedeelte, dat wanneer ons begin bid, begin die hemel beweeg. Dwars deur die skrif sien ons, dat God sy planne uitvoer deur mense, wat bereid is om te bid, te glo, en te gehoorsaam. Dit is koninkryk samewerking, wanneer ek en jy kom en sê, dis koninkryk samewerking, dis koninkryks gesag, dis koninkryks eenheid, wanneer ons bid. Ons het mekaar nodig om mekaar te dra. Wanneer ons bid, beweeg die hemel, nie omdat ons God beheer nie, maar omdat hy ons nooi om saam met hom te werk. Dis die doel van gebed. Hy nooi my en jou om saam met hom te werk. Dis die doel van gebed. Hy nooi my en jou om saam met hom te werk. En as ek en jy dit kan besef en dit begin lewe, hy nooi my en jou om saam met hom te werk. Dan gaan ons lief word vir gebed. Dan gaan ons lief word vir intersessie. Dan gaan ons lief word om te bid. Dan gaan ons lief word om te sê, Here, ons bid. Want ons nooi hom, of hy nooi ons, om saam met hom te werk. Dis gebed. So wanneer jy bid, sien dit so aan God nooi jou om saam met hom te werk. Wanneer jy besig is met koninkryksgesag, ek bind die werke van Satan oor my kind, ek bind die werke van die vyand oor dit, ek bind die werke van die vyand, en ek sluit die hemel oop. Weet jy wat gebeur? Jy werk saam met God. Hy kan al hierdie dinge op sy eie doen. Gebed is, ek werk saam met hom. Ek werk saam met hom. En hoe wonderlik wanneer dit gaan begin, en nie dat jy jouself moet verhoog nie, maar hoe lekker gaan dit wees. Ja, die Here het iemand gesond gemaak, toe ek vir daai persoon gebid het. Die Here het voorsien aan daai persoon, toe ek vir daai persoon gebid het. Die Here het iets amazings gedoen, toe ek vir daai persoon gebid het. Dis koninkryksvisie. Jy sien, gebed verander ook mense om jou. Hulle gaan begin soek wat die bidder soek, wanneer ons bid. Baie kere sê mense, ek kan nie bid nie. Jy, begin net bid, en kyk wat met jou gaan gebeur. Baie kere sê mense, ek kan nie vas nie. Begin net vas en kyk wat gaan gebeur. Baie kere sê mense, ek moet my pille, my medikasie gebruik. Hey! As ons begin vas, gaan ons dinge sien gebeur. Jy sien, die vyand hou my siek, hou my besig, hou my, sodat ek nie by hierdie dinge kan uitkom nie. Ek wil my gemeente aanspoor. Hey, kom ons bid vir deurbrake. Ek kan vir julle sê, die Sondag van die 19 Julie is my tyd nou vinnig reg is, my datum. Hoekom doen ons nie sommer vir die dag, net vir die dag, op die Sondag, net 'n gebed van vasting, vir my wat Dinsdag vir die hoeveelste keer teater toe gaan nie. En sê, na diens, kom ons bid. Ons is mos nou hier. Kom ons bid vir 'n uur saam met die pastoor, dat dit hierdie keer vir ons sal werk. Hoor julle wat ek sê? O, daar gaan ons pannekoek na diens. Man, hierdie kerk hou van kuier. Kom ons kom saai so bietjie en sê, ons offer ons pannekoeke op, ons offer ons wat ook al op,
Sondagete, en ons gaan daai dag, ons gaan vas en bid saam met die pastoor, dat hierdie ding vir hom hierdie keer gaan werk. Hoor julle wat ek sê? Net 'n uur na diens, ons is mos hier, ons is in die reeks van gebed. Help nie as ek kom maandag aand by mekaar nie, ons gaan in 'n geval nie. Reël dit so. Gebed is geestelike oorlogvoering, want dit is gesag, koninkryks gesag. Wanneer ons bid, lig bots met duisternis. Waarheid bots met die leuns. Lewe bots met die dood. Maar kom ons vind ons eerder in die positiewe kant, die lewe, die voorspoed, die guns. Jy sien man, wanneer ons bid, reageer die hemel, en die hemel doen wat die hemel is voor. Nie net ewige lewe nie, die hemel se gesag. En as daar nog mense is wat siek is, sê, wil julle nie daai Sondag saam met my bid? Ek wil ook die Here vertrou vir genesing nie. Hoekom net vir die pastoor? Maar ons as gemeente gaan vir 'n uur bid. Sê, it will stop. Amen. Goed. Ek sluit weer af met die eerste 3 verse waaroor ek vol gaan begin beweeg volgende Sondag. Is Matteus 18 vers 18 tot 20 wat sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Sien julle uit na die reeks? Prys die Here. Vader, ons kom in die naam van Jesus. Baie dankie dat ons kan staan op die woord wat sê, alles wat julle my naam vra, dit sal u vir ons doen. My gebed is, Here, dat u 'n hart van gebed sal aktiveer in elke een se hart. 'n gebed van 'n doelwit van gebed sal aktiveer, dat mense sal begin vrymoedigheid neem om met u te praat, om saam met u te werk, in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra met die wat daar gereël is om hier voor by my te kom staan en dan saam met my dan die nagmaal te kan bedien. Prys die Here. Is u dankbaar vir die liggaam van die Here? Is u dankbaar vir die liggaam van Christus? Dis die liggaam van die Here. Amen. Ek bedien nie sommer maar net 'n liggaam vanmôre nie. Ek bedien